Goeiemôre vriende, so jou klein Saterdag, Woensdag 25 Junie 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, aan U kom die eer en die lof en die aanbidding toe. U as die groote, almagtige, alomteenwoordige Skepper God. Here, U wat inderdaad die hemel en die aarde gemaak het, die aarde met al sy absolute wonderlike plekke. Here, as ons so 'n bietjie sommer op die televisie kyk, op YouTube kyk, wat ons die voorreg het om by plekke uit te kom wat ons nie normaalweg sal by uitkom nie, en ons kyk na U skepping, Here, dan sien ons 'n ongelooflike God met 'n ongelooflike orde in die skepping. Dan sien ons in die bokke en in die jagdiere, Here, 'n ongelooflike orde. As ons so na hulle kyk, Here, dan besef ons dit kon nie sommer net ontstaan het nie. Dit is 'n hoër hand wat al hierdie skakels in mekaar laat skakel, in mekaar laat groei. Here, dit is U. U is die skepper van die hemel en die aarde. Daarom kom ons gee ons lof en eer en aanbidding vanoggend aan U as ons skepper God. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons het dan nou maandag gesels. Ek het sommer gister 'n bietjie met julle gesels oor Sondag se preek, so 'n bietjie weer net iets, dit is iets wat my bygebly het en nie uit my kop wou gaan het, dis hoekom ek gister so 'n bietjie met julle gedeel het oor daai dubbele maat van wysheid. Maar vandag gaan ons aan waar ons opgehou het laas. Ons het laas 'n bietjie gepraat oor 'n inhalige mens, iemand wat gou wil ryk word. So 'n bietjie daaroor gepraat. Dit was vers 22. Vers 23 is 'n baie interessante vers. Dit is nou Spreuke 28 vers 23. 'n Baie interessante vers. Hierso staan: wie iemand teregwys, kry eerder agternadank as wat 'n vleier dit kry. Né? Nou vriende, dit is baie waar, né? Wie iemand teregwys, kry eerder agternadank. Nou, as wanneer 'n mens iemand teregwys, maak dit nie saak op watter vlak dit is nie, op daai moment is dit mos nou nie lekker nie. Dit is mos nou maar net so. Ek bedoel, maak dit nie saak wie ek en jy is nie. As iemand jou teregwys, dan voel jy nie so lekker op daai stadium nie, en wat ook al, nou, jy kan gebelg voel, jy kan kwaad wees miskien op daai moment, daar kan 'n paar goed met jou gebeur, jy hou nie daarvan nie, maar vriende, wat eintlik gebeur is eintlik, is iemand jou teregwys, natuurlik, ek sê altyd vir julle, op 'n mooi manier teregwys. Daar's baie maniere om iemand tereg te wys, en ek dink ons moet altyd baie mooi kyk na die manier hoe ons dit doen. Dit sal maar altyd 'n baie belangrike ding bly, want ek dink dit is baie keer gaan dit nie oor die teregwysing nie, maar dit gaan oor die manier hoe ons iemand teregwys, wat dan later by daai persoon 'n blywende indruk maak, en dan gaan dit nie meer oor die inhoud van die teregwysing nie, maar gaan dit oor die manier ons om teregwys. So wanneer ek en jy iemand teregwys, daar is niks verkeerd nie, en dis dikwels goed, want vriende, daai persoon is miskien op die verkeerde pad, hy verstaan miskien die goed op 'n verkeerde manier, en wanneer jy hom teregwys, en jy doen dit mos nou uit die aard van die saak met in liefde, né? Dit is die veronderstelling waaruit hy uitgaan. Dit vat guts ook om dit te doen met daai persoon, hè? Om iemand tereg te wys, dis nie sommer net, jy moet 2 keer dink, jy moet baie keer 3 keer dink, gaan jy dit nou sê, gaan jy dit nou nie sê nie. So dit vat 'n guts van daai persoon om jou en my tereg te wys, en ons moet altyd geweldige groot waardering hê vir iemand wat jou teregwys. Ek praat nie van iemand wat nou net uit is om iemand seer te maak, of jy weet daai tipe goed nie. Ek dink daar's min van hulle. Daar is maar hulle uit die aard van die saak. Maar wanneer iemand jou teregwys, iemand wat vir jou lief is, né, dan vat dit guts. Dit vat guts. En wanneer hy jou teregwys, dan is dit nie altyd so lekker nie, maar hoe sê die spreekgedigter, is baie waar. Wie iemand teregwys, kry eerder agternadank. Nee, want wat gebeur nou? Wanneer iemand jou teregwys, dan gaan dink 'n ou 'n bietjie. Nou soos ek sê, jy kan gebeld voel, jy kan kwaad wees, wat ook al. Nou gaan dink jy 'n bietjie, en dan dink jy, maar hoekom het daai persoon het vir my gesê? Wat het dit getrigger dat daai persoon op die punt gekom het dat hy nie anders kan as om jou tereg te wys nie?
Nou vriende, en dan baie keer wanneer ek en jy dan gaan dink, dan kom die dank eers later, né? Dat ek en jy 'n bietjie gaan dink en dink, ja, dankie, want dit laat my help my om te groei. Né? En die vriende, julle moet altyd geweldig 'n waardering hê wanneer iemand jou teregwys. Ja, ek sê weer, dan af vir die manier, so die persoon wat teregwys, wanneer jy dit doen, daar's niks verkeerd nie, maar kyk altyd mooi na die manier. Kyk aan die manier, moenie dat die een vuis verloor nie. Ek dink dit is baie belangrik, maar ek dink die teregwysing, iemand wat teregwys is, kom uit 'n goeie plek uit. Dit kom uit 'n plek uit waar hy of sy iets sien wat nie lekker is by jou nie en hy wil net vir jou wys daarop, né? Kom ons vat nou sommer met 'n huwelik. Kom ons vat sommer gou-gou 'n huwelik. Dit is altyd die maklikste of 'n verhouding. As jy 'n huwelik vat en jou pelle sê later vir jou, hoorie so man, hy stiek jou vir 'n breakfast of hy stuur jou vir 'n koffie of jy sit en chat en hy sê, man, daar's iets wat my pla man. Die manier hoe jy met jou vrou praat, man, ek weet jy bedoel dit nou goed en dis nou alles goed en wel, maar wie vir ons wat luister daarna, klink dit nie altyd goed. Maak ons nog so 'n bietjie gespanne as jy so met jou vrou praat. Nou, op die moment was iemand dit nou vir jou miskien sal sê, né? Dan kan jy voel, maar hoekom sê hy dit? En dan kan jy miskien al 'n bietjie gebel vir onthou nou hoe die persoon dit vir jou gesê het. En dit kan wees dat jy nou later gaan dink en wanneer jy gaan dink en besef jy ja. Ek is so 'n bietjie out of line met 'n paar keer gewees hoe ek met my vrou of met my man gepraat het, né? So ek dink dit is belangrik die persoon wat teregwys, dit vat guts om tereg te wys. Ek weet nie as ek sê vir die nee, ek praat nie van iemand wat met 'n ill intent kom nie, maar soos ek sê, dis baie min eintlik van hulle. Hulle is daar, maar dis baie min van hulle, né? Die mense wat baie keer vir jou teregwys is mense wat vir jou lief is, wat naby jou is. Kyk jy ander luister jy nie van lief eintlik veel na nie, né? Maar iemand wat naby jou is, wanneer iemand jou teregwys, is dit eers agterna dat jy eintlik vir daai persoon gaan sê, hoorie, baie dankie vir dit wat jy vir my gesê het. Ek het 'n bietjie gaan dink en ek het 'n regstelling in my gedrag het ek gemaak. Baie dankie dat jy die moed gehad het en die moed van oortuiging gehad het om met my te kom praat. En weet jy, dit het my laat dink en dit het my laat groei. Dis wat hierdie teks sê wat ek hoor. Hy sê, wie iemand teregwys, kry eerder agterna dank as op daai moment. En dan gaan hy aan en sê hy, as wat 'n flyer doen. Wat doen 'n flyer? 'n Flyer, liewe vriende, 'n flyer sal altyd vir jou vertel hoe oulik as jy en goed is jy en mooi maak jy goed en dan sal hy partykeer die goed so sugarcoat en gaan behoor die goed. Nou dit help ook nou nie veel nie, né? Dit help nou nie veel nie, want op die ou ene is daar 'n klomp goed was hy net vir jou ook uit 'n plek van liefde uit gesê het, wat sou maak dat jy 'n regstelling kon maak, maar as hy net vir jou vlei en net heuning om jou mond smeer, vriende, dit help nie. Daar is geen groei nie. Ek sê nou nie moet nou gaan soek vir 'n dingetjie wat verkeerd is nie, né? Wat hy maar net hierso sê, pas op maar vir 'n flyer wat eintlik net wil sê wat jy hoor. Hy's eintlik 'n ja-broer. Maar as iemand met jou kom praat, weer eens, liewe vriende, as hy die moed het om met jou te kom praat, wees dankbaar daarvoor en gaan sê vir daai persoon later, baie dankie. Ja, ek dink dit is nogal, hierdie gedeelte is nogal 'n belangrike ding, hierdie versie, vriende. My 5 sent volgende. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle Jesus se genade ervaar, en mag julle die Heilige Gees se nabyheid ervaar. Amen.